Goeiedag, welkom by die kanaal waar ons Bybelse profesie bespreek. My naam is Laurens Snyman en hierdie aanbieding is die tweede episode van die reeks Die Groot Noord-Suid Stryd en is getiteld Daniël 11 in die oog. Waarom boustene saak maak? Dit basies maar die vraag, waarom kan ons nie net voor die voet Daniël 11 begin bestudeer nie antwoord? Wel, dis presies wat ek ook wou doen, maar meeste kenners en aanbieders wat ek hieroor genader het my gewaarsku daarteen. En die beste verduideliking wat ek gehoor het was, jy begin die matriekwerk as jy nog nie eers standaard 6 geslaag het nie. So, sonder om nog tyd te mors, kom ons begin. In die vorige episode het ons 'n belangrike beginsel vasgestel. Bybelse profesie kan nie met absolute sekerheid voor die vervulling daarvan as waarheid bevestig word nie, maar dit kan bestudeer word deur tendense, parallelle en gemeene faktore te ondersoek in ander profesieë wat wel reeds vervul is. Nou met daardie grondslag in plek, vestig ons nou ons aandag op die profesie wat die grootste deel van hierdie reeks sal opneem, naamlik Daniël 11, die koning van die noorde, of dan, soos die 33 vertaling lees, die voorspelling in verband met Griekeland. Maar voordat ons begin, is nog 'n belangrike verskil in Daniël 11 nodig om uitgewys te word. Met die eerste oogopslag lyk Daniël 11 anders as baie ander profetiese hoofstukke in die skrif. Anders as Daniël 2, Daniël 7 of die hele Openbaring, word Daniël 11 grootendeels in eenvoudige geskiedkundige taal aangebied. Dit praat van konings, opvolgings, skermutselings, sameswerings en politieke verskywings, sonder om sterk op simboliese beelde te vertrou. As gevolg hiervan neem sommige mense aan dat Daniël 11 bestudeer kan word sonder voorbereiding en sonder enige profetiese agtergrond. Dis 'n fout. Hoekom? Kom ek gee 'n kort voorbeeld wat ons dalk kan help om dit te verstaan. Daniël 2 stel ons voor aan 'n reeks wêreldryke deur simboliese beelde te gebruik. 'n Standbeeld wat uit verskillende metale bestaan, wat duidelik aandui dat een koninkryk 'n ander in 'n vaste historiese orde volg. Daniël sê byvoorbeeld vir koning Nebukadneser: "U, o koning, is daar die kop van goud. Dan is daar die arms en die bors van silwer." En Daniël sê vir die koning, wat bitter omgekrap is oor die droom wat hom so ontstel het, dat 'n ander koning of ryk hom gaan opvolg. Maar hulle sal weer op hulle beurt deur 'n brons of koperryk oorgeneem word, tot daar nog 'n yster koninkryk opstaan. Die ryke word voorgestel deur 'n reeks metale wat swakker en swakker word, totdat dit as 'n mengsel van yster en klei beskryf word. Om dit erger te maak, sê Daniël nog vir die koning, en al hierdie ryke, die hele beeld, gaan getref word met 'n klip, 'n finale koninkryk wat die reeks in geheel met al sy komponente wat oorgedra is oor al die eeue, gaan beëindig. Nou hoewel Daniël 11 in eenvoudige taal geskryf is, volg dit dieselfde historiese opvolging. Soos 'n mens Daniël 11 noukeurig lees, beweeg die verhaal deur dieselfde opeenvolging van magte wat reeds in Daniël 2 beskryf is, van vroeëre ryke na latere ryke, maar wat nou in gedetailleerde historiese terme of taal eerder as simbole beskryf word. Met ander woorde, Daniël 11 weerspreek nie Daniël 2 nie, dit brei daarop uit. Dit vertel ons reeds iets belangriks. Daniël 11 is nie 'n geïsoleerde visioen nie, dit is deel van 'n groter profetiese struktuur. Maar hier is die kritieke punt. Hoewel Daniël 11 eenvoudige taal gebruik, vereis dit steeds tolkreëls of interpretasie, vertolking. Historiese identifikasie, met ander woorde ons moet gaan kyk na wat gebeur het in die verlede in die geskiedenis en identifiseer, uitmaak wie is wie. Volgorde, omvang en klem. Alles hang af van vorige aannames en vertolkingsreëls of tolkreëls. Dit sal mos nou logies wees om te verwag dat al twee profesieë by dieselfde punt gaan uitkom, naamlik hierdie laaste koninkryk. Sonder duidelik gedefinieerde beginsels sal lesers van nature hulle eie raamwerke of uitlegte op die teks toepas, dikwels
onbewuslik. En hulle begin dwaal. Met ander woorde, hulle lees inligting in wat nie regtig daar is nie, en hulle kyk nie uit vir ooreenstemming met die oorspronklike visioen in Daniël 2 nie. Dit is juis waarom die interpretasies of vertolkings van Daniël 11 so dramaties tussen verskillende teologiese strome verskil. Daarom sou dit onverantwoordelik wees om direk in 'n vers vir vers studie van Daniël 11 oor te gaan. Al wens ek, ons kan net spring tot daar. Maar voor 'n mens enige profesie in diepte begin studeer, moet jy eers vasstel hoe presies profesie oorgedra of dan nou gekommunikeer word, hoe reeds vervulde profesieë beoordeel moet word, waar is die parallelle, sien die verskillende strome die parallelle raak, en watter verklarende benaderings deurlopend dieselfde toegepas was in elke stroom. Met ander woorde, dit klink nou na 'n mondvol, maar al hierdie strome of hierdie verskillende groepe vertalers, interpreteerders, vertolkers, hoe jy dit ook al wil noem, uitleers, gebruik hulle wanneer hulle in hulle stroom, daardie groep mense, gebruik hulle altyd dieselfde reëls, pas hulle dit elke keer toe op dieselfde manier, of is dit nou weer 'n kwessie van rules for me, but not for thee, verstaan jy wat ek sê, verskoon maar my Engels. Nou hierdie basiese boustene is nie opsioneel nie, hulle bepaal alles wat volg. Daarom sal die volgende paar episodes op hierdie belangrike boustene of dan fondasies fokus. Eers wanneer ons dit mooi onder die knie het, sal ons terugkeer na Daniël 11, toegerus om dit met dissipline, deurlopendheid en die eerlikheid wat hierdie vakgebied vereis te benader. Dit voel dalk stadiger as wat sommige verwag, maar dit is die enigste manier om te verseker dat wanneer ons uiteindelik Daniël 11 in detail begin ontleed, ons nie net ons eie aannames in die teks inlees nie. Die laaste maar ook eerste ding wat ons moet doen, inteendeel wat ons deurlopend moet doen, is om uit te kyk vir foutiewe interpretasies of vertolkings, wat afdwaal van die basis wat gelê is in Daniël 2. Tekste om te lees voor die volgende episode is natuurlik die hele Daniël 2. Ek vra, vergeet van kommentare. Lees dit direk in die Bybel. Lees Daniël se verklaring daarvan en bedink dit. Dis genoeg. En weerstaan daai versoeking om vir kommentare te gaan soek. Moenie dit YouTube nie. Moenie dit Google nie. Dink net vir 'n paar dae oor die teks. En natuurlik, bid daaroor. Dit is een ding wat baie mense nalaat. Hulle dink hulle kan met die dinge van God besig raak, sonder om met die God van die dinge besig te wees. In die volgende episode sal ons begin om die fondamente te lê. Dankie dat julle saam gekyk het en ek sien uit daarna om julle volgende keer weer te sien. God se rykste seën.